Bybels oop by 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3 en ons lees daar vanaf vers 10 tot by vers 17. En dan ook die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7. Goed, en ek hou vir ons die woord van die Here voor, 2 Timoteus 3 vanaf vers 10. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die Heilige Skrif, die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dan artikel 7 gaan oor die volkomendheid van die Heilige Skrif, en hierdie volkomenheid is die genoegsaamheid van die Heilige Skrif, en ons bely dan soos volg. Ons glo dat hierdie Heilige Skrif, dit verwys nou terug na artikels 3 tot 6, waar dit nou presies gesê is, watter boeke ons sê die Heilige Skrif is, en wat die aard daarvan is. So ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat, en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê, Galasiërs 1 vers 8. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, Deuteronomium 12 vers 32, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle, of oudheid, of opvolging van tye, of van persone, of kerkvergaderings, verordeninge of besluite, met die waarheid van God gelykstel nie. Want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self. Psalm 32 vers 10, en ons kan natuurlik daar ook Psalm 12 byvoeg. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, 1 Johannes 4 vers 1. En as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, 2 Johannes vers 10. Volgens die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7 is die skrif genoegsaam, voldoende, volkome om ons te leer wat die wil van God is en hoe om gered te word. Dit sien ons al in die eerste lyntjie van die NGB, daardie artikel. Het sê, ons glo dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat. En wat is die wil van God?
dit is wat hy in sy woord geopenbaar het, sy wil is. So, hoe wil hy hê, moet ons lewe? Die 10 gebooie. Sê nie, mense gaan dit noodwendig doen nie, dit beteken net, dit is wat die Here wil hê mense moet doen. Dit is nou waar ons dan die wil van die Here sien, in die skrif. Die 10 gebooie vat dit saam, en dan het ons in die res van die skrif ook, hoe die 10 gebooie dan uitgewerk word, ook hoe om die Here byvoorbeeld in die eredienste aanbid. So ons sien daarin, volgens die NGB, die skrif leer volkome wat die Here se wil is, en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Dit is die 2 sake wat hierdie artikel dan ook wil hanteer. Nou, wat is dit om gered te word? Dit is om dan met die Here Jesus, met God versoen te word. Dit is wat dit beteken om gered te word. So om gered te word, word jy gered van die toorn van God, en hoe gebeur dit? Deur geloof in Jesus. Deur geloof in Jesus, dat hy jou straf vir jou sondes gedra het, en dat sy geregtigheid ook jou toegereken word, dan word jy gered. So dit is wat die artikel in hooftrekke leer. Waar sien ons dit in die skrif? Dit is wat ons nou moet vra. Want ons wil tog net bely wat die skrif vir ons leer. Nou, ons glo dat die woord van God is vir ons gegee in hierdie 66 boeke wat ons voor ons het. Ons weet dat dit deur God geïnspireer is, dit kom van God af, dit is ook wat ons in hierdie 2 Timoteus 3 vers 16 lees, dit is deur God ingegee, dit word deur hom uitgeasem, dit kom van God af, en ons wil dan graag bepaal, wanneer ons die boek het, en ons het dit nou, ons kan dit nou werklik lees, is eintlik wonderlik dat ons God se woorde in ons hande kan hê. En mag die Here ons vergewe waar ons baie keer dit nie ook so gebruik en sien nie, en dit maar net as 'n normale boek sien. Want dit kan nie vergelyk word met enige ander boek nie, want hierdie is God se woorde. Maar, wat nou belangrik is, en dit is nou eintlik waaroor hierdie artikel gaan is, hierdie boek en hierdie woorde, hierdie inhoud, ons wil bepaal, waarvoor moet ons die boek gebruik? As jy 'n boek optel, kom ons sê daar in die biblioteek, in die afdeling wat vir jou, kom ons sê, oor vakke leer, dan gaan jy 'n boek optel oor bou. Die boek gaan oor hoe om 'n huis te bou. Dan tel jy die boek op en sê jy, okay, dit gaan oor huisbou, dit is wat hy sê, dis waaroor dit gaan. Of jy tel 'n boek op en jy sê dit gaan oor rekeningkunde, of dit gaan oor ekonomie. Jy kan baie duidelik sien waaroor gaan hierdie boek. So as jy nou wil leer oor huisbou, dan gaan jy nie 'n boek optel oor rekeningkunde nie. Nee. So jy gaan kyk, jy wil 'n boek hê wat gaan oor huisbou. So dan tel jy daai boek op en jy lees daai boek. Nou is die vraag, ons het nou hierdie boek, die Bybel, waaroor gaan die Bybel? En wat wil die Bybel self hê ons moet leer? Wat wil die Bybel self hê ons moet sien wat hy wil leer vir ons? Of is dit maar net hierdie inligting wat op die bladsye staan, is maar net goed om te weet, goeie sê dinge, of is dit, wat leer die skrif, wil hy hê ons moet as belangrik sien, wat leer die skrif, wil hy leer? En die NGB sê, goed, volgens die NGB is dit, die skrif wil hê, ons moet die Here se wil weet, en hoe om gered te word. Dis die 2 dinge. Okay, so, ons weet, omdat hierdie woord van God, van God afkom, hierdie Bybel, weet ons hierdie skrif is onfeilbaar en foutloos. As daar historiese inligting is hierdie inligting akkuraat. As dit praat oor die konings van Israel, as dit praat oor, as daar sekere konings genoem word van die heidene
in die Bybel, en weet ons dit is akkuraat, want dit kom van God af. God is waarheid. Hy is nie soos die mens wat leuns praat nie. As hy praat oor die skepping, dan is dit akkuraat. As hy sê hoe oud mense geword het, dan is dit akkuraat. As hy praat van die uittog uit Egipte en die wonderwerke wat plaasgevind het, dan is dit waar. Alles wat die skrif sê is waar. Maar wat leer hy wat ons moet leer? Ons wil weet wat die Bybel sê, waarin hy volkome en genoegsame kennis oor wil gee. Byvoorbeeld, die skrif praat oor wetenskaplike, daar's wetenskaplike inligting. Daar is byvoorbeeld ook wiskundige inligting. Jy kan op 'n plek kan jy aflei hoe jy eintlik by pi kan uitkom. Hoe dit byvoorbeeld die omtrek van die sirkel gee in die deursnee, en dan kan jy sien jy kan die pi uitwerk deur daai Bybelse inligting wat vir jou wys ook die Bybel is akkuraat. Maar wil die skrif vir ons alles leer oor bouwerk? Wil die skrif ons alles leer oor rekeningkunde? Wil die skrif dit doen? So wat ons moet doen is, ons moet gaan kyk na die skrif om te sien, wat wil hy hê moet ons weet, hy alles oor volkome leer. Nou in vers 16 van ons gedeelte wat ons gelees het, sê, die hele skrif is deur God ingegee. En ons bely dit, ons sê, wat in elke gedeelte van die skrif geleer word, is van toepassing op wat volgende in hierdie sin geskryf staan in 2 Timoteus 3 vers 16. Dit sê, die hele skrif is deur God ingegee, en dit gaan nou vir ons sê, wat is nuttig, waarvoor is dit nuttig, en ons gaan sien, daai woord nuttig, is beter om dit te verstaan as noodsaaklik, tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, en vir watter doel, om die man van God vir elke goeie werk volkome toe te rus. Dit sien ons in vers 17. So jy sien waarvoor is die skrif nuttig, waarvoor is hy volkome, waarvoor is hy noodsaaklik, en vir watter doel? In hierdie verse. Hier is baie belangrike verse, maar dit sê hoekom die Here die Bybel gegee het. En as jy kyk na die hele skrif, daai woord skrif daar, dit verwys na die hele Bybel. In 1 Timoteus, dan verwys dit op 'n stadium na, en die skrif leer, en dan die skrif leer is 'n verwysing na Lukas, wat in die Nuwe Testament is. So jy sien, hierdie woordskrif daar is nie net 'n verwysing na die Ou Testament nie. Dit sê vir ons, waarvoor die hele Bybel is. Dan sien ons in die vorige verse, vers 15, waar Paulus met Timoteus praat, en ons kan daar by vers 14 begin, dan sê hy vir Timoteus, bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. So, Paulus sê vir hom, omdat jy dit van my geleer, en ek het dit by Christus geleer, wat ek vir jou geleer het, is baie belangrik. En dan vers 15, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Daardie vers sê dan, die skrifte is dan ook wat ons gebruik om iemand te leer oor die saligheid, hoe om gered te word. So dis mooi hierdie verse 15, 16 en 17, vat vir ons in hierdie verse saam, waaroor die Here volkome wil leer in sy woord. Dis baie belangrike verse. En ons gaan nou nog na 'n ander vers kyk,
wat baie dieselfde sê. So, die skrif wil ons leer hoe om reg te lewe. Dis die doel uiteindelik, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So dis nie net dat iemand gered word en dat iemand hierdie wil van God leer nie, maar is dat daai persoon wat gered word en daai persoon wat dan die wil van God leer, dit ook toepas in sy eie lewe, sodat hy hierdie goeie werke kan doen en die skrif leer hierdie goeie werke volkome. En so kan iemand volkome toegerus wees. So dit gaan oor hoe om dan reg te dink, te praat, op te tree in elke situasie. Dis tog wat goeie werke is. Dis om reg te dink oor sake. Dit is om reg te praat, die waarheid te praat. En wat is die waarheid praat? Dit is oor sake, wil jy praat wat akkuraat is. Jy wil nie lieg nie. In vraag en antwoord 91 dan vra dit, dis nou in die Heidelbergse katekismus, dan vra dit, wat is goeie werke? En dan sê dit, slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke, of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Hierin sien ons 'n paar dinge, maar ten minste sien ons, goeie werke moet volgens die wet van God wees, en ons weet dit is die wil van die Here. Die wil van die Here, die geopenbaarde wil van die Here, hoe ons moet lewe, sien ons in die wet van die Here. Nou, wat die implikasie is, ook van hierdie vraag en die antwoord, aan die hand van die skrif, is dat iemand kan nie goeie werke doen as hulle nie 'n ware gelowige is nie. Want die definisie van 'n goeie werk is, dit moet uit 'n ware geloof gedoen word. En wie het 'n ware geloof? Dit is die wat gewederbaar is deur die Heilige Gees, wat geloof as 'n geskenk gekry het, wat op Jesus vertrou. Net daardie persone kan nou in hierdie lewe begin om goeie werke te doen. Maar dit moet ook natuurlik volgens die wil van die Here wees, volgens die wet van die Here wees. Wat ons in hierdie verse sien is dat, en dit is nou hierso in 2 Timoteus, is slegs die Bybel moet gebruik word om goeie werke te leer. Die hele skrif is deur God ingegee, is deur God uitgeasem. Elke woord is ingegee deur God, elke woord kom van God af. Elke woord is deur God uitgeasem met die gebruik, en die Gees het mense gebruik om dan hierdie woorde van God neer te pen. So wat is ons enigste gevolgtrekking? Die woord sal daarin slaag om ons vir elke goeie werk te leer, en slegs die skrif. Daai is belangrik. Want vers 16 sê die hele skrif, vers 17 sê sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So jy het niks buite die skrif nodig om 'n goeie werk te doen nie, niks. Dit is nogal radikaal. Een vraag is hierdie woord nuttig. Wat beteken dit? Is dit net goed om te hê, die hele skrif? As jy weer kyk na daai vers 16, dan sê dit, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Is dit, kyk jy, ons sê baie keer, gebruik ons die woord nuttig as, dit is nuttig om goeie bande te hê, of dit is nuttig om miskien 'n sekere graad te gaan studeer, maar jy bedoel baie keer nie, of meeste van die tyd sê jy nie, dit is noodsaaklik om hierdie te hê nie. Maar nou, as ons kyk na, daar's net 2 ander verse in die skrif waar hierdie woord nuttig, hierdie Griekse woord voorkom. En dit is in Titus 3 vers 8 en 1 Timoteus 4 vers 8. In Titus 3 vers 8, dan sê dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mens.
Daai nuttig daar, dis die ophelmos, is die Griekse woord, ophelmos, is duidelik. Daai nuttig beteken noodsaaklik. Dit is wat goed en noodsaaklik is vir die mens, is om goeie werke voor te staan. Ek wil dis noodsaaklik. Jy kan nie sê, dis net oulik om goeie werke voor te staan nie. Ons wil as gelowiges die wil van die Here voorstaan. Ons wil graag hê, en dis noodsaaklik dat mense die goeie werke doen. Goed, dan, die ander ene is 1 Timoteus 4 vers 8. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Is tot weinig nut. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Hoe jy hierdie vers nog duideliker kan verstaan, is as jy die woord noodsaaklik daarin lees, want hoor gou, want die liggaamlike oefening is tot weinig noodsaaklik. Dis goed om oefeninge te doen, dis nie nutteloos nie, maar dit is nie noodsaaklik nie. Maar die godsaligheid is noodsaaklik. Dis nie net nuttig nie, godsaligheid is noodsaaklik vir alles. Jy kan nie sonder godsaligheid in hierdie lewe tot eer van God lewe nie. Daar moet 'n verandering in jou wees om nou wat jy doen tot eer van die Here te lewe. Dit is, jy wil tog die Here eer gee. So hierdie woord nuttig in 2 Timoteus 3 vers 16 verstaan ons as noodsaaklik. Die hele skrif is deur God ingegee en is noodsaaklik tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So dis nie net bloot handig nie, asof die skrif so nou en dan na wense gebruik moet word nie, maar die skrif is voldoende, genoegsaam, bruikbaar, noodsaaklik. En is dit noodsaaklik vir enigiets? Dit is die vraag nou. Is dit noodsaaklik vir enigiets? Vir enige vakgebied? Is dit wat die Here in sy skrif leer? Want as die Here sou sê, luister hierso, die Bybel moet jy gebruik vir alles. Maak nie saak wat jy doen nie, of jy nou hout kap, of jy nou swys, maak nie saak nie. Jy gaan presies sien in die Bybel waar dit staan. As die Here dit so gesê het, dan moet ons dit so doen. Maar dit is nie wat die skrif leer nie. Dit is, ons moet die skrif gebruik waarvoor die skrif sê hy gebruik moet word. En ons weet is ten minste in etiese sake, hoe om reg op te tree teenoor ons naaste en teenoor God. Dit is wat die skrif leer. Dis waarvoor hy volkome ons leer in daai area. En hier is nogal belangrik. Want anders, as ons nie dit so sien nie, dan kry jy mense wat die skrif gebruik, sommer net op verskillende plekke of verskillende maniere, want hulle sê, dit is tog die Here se woord, en dan pas hulle dit op die snaakste maniere toe. Maar ons moet die skrif gebruik waarvoor die skrif sê, hy gebruik moet word. Dit is tog belangrik. So die skrif is noodsaaklik vir dit wat hy sê hy noodsaaklik is. En die skrif is noodsaaklik om ons uiteindelik te leer oor goeie werke. Dit is wat 2 Timoteus 3 vers 15 en 16 leer. So dit is noodsaaklik om ons te leer oor lering. So wat is, en dit is wat daai vers sê, dit sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig of noodsaaklik tot lering. Lering is tog, dit gaan oor leer. Wat is die raad van God? Wie God is? Dit is noodsaaklik om mense oor God te leer. So dit is, as jy mense oor God wil leer, wie hy is, sy eienskappe, dan het jy die skrif. Dan is dit noodsaaklik, dit is nou die skrif, tot weerlegging, om die valsheid te weerlê, om sonde uit te wys, valse denke, lewenswyse, leerstellings te ontbloot. Dis nou die valste leerstellings te ontbloot. Ons ken uit die skrif ons sonde. Ons gaan nie buite die skrif wil gaan kyk na hoe ons sonde doen nie. En ek het dit al baie genoem, maar die kortste vraag en antwoord in die skrif is vraag en antwoord 3. In die Heidelbergse Katekismus is vraag en antwoord 3, waar dit sê, waaruit ken jy jou elende? En dan sê dit, uit die wet van God, en dit is Romeine 3 vers 20.
Romeine 3 vers 20. Uit die wet van God, dit is hoe ons sonde ken. So die skrif word gebruik vir weerlegging, om daai sonde te identifiseer. So die skrif wys dat alkoholisme en homoseksualisme sonde is, en dat omstandighede nie die skuld moet kry nie, of dat genetika die skuld moet kry nie. En dit gee natuurlik baie hoop, want as ons sien, dit is nie die omstandighede wat die skuld kry nie, maar die persoon, en dit is die Here wat die oplossing gee en die verandering bring, dan is daar hoop. Daar is daar hoop, wanneer iemand met geestelike probleme sit, die persoon kan verander. Maar dan is die skrif ook nuttig, noodsaaklik tot teregwysing. Mense wat verkeerd doen, dan op die regte pad te wys. Dit is nou amper die positiewe kant van weerlegging. Dit wys wat die regte ding is om te doen, teenoor dit wat verkeerd is. Byvoorbeeld, as jy kyk na weerlegging, dan gaan jy die skrif kan gebruik om te sê, daardie persoon lieg, en dit is verkeerd volgens die Here, hy praat nie die waarheid nie. Dan teregwysing gaan wees, praat die waarheid. Praat die waarheid. Sê, lê die leuen af, trek die waarheid aan. Dit is baie die woorde wat Efesiërs 4 dan ook gebruik. As ons kyk na Efesiërs 4, dan praat dit ons van trek uit en trek aan. Lê af en trek aan. Dan is die hele skrif ook noodsaaklik tot onderwysing in die geregtigheid. So die skrif is noodsaaklik om ons te leer hoe om regverdig te lewe. Dit leer mense hoe om nou volgens God se geopenbaarde wil te lewe in elke gedeelte van ons lewe. In die gesin, in die werk, in die politiek, in die akademie, in die huwelik, in 'n verhouding, maak nie saak nie. Die skrif is noodsaaklik om ons dan dit ook te leer, hoe om ons te onderwys in die geregtigheid. En die skrif sal in die doel slaag om ons goeie werke te leer, want die skrif is deur God ingegee en dit is noodsaaklik. Mag ons enige ander bron gebruik om te sien wat nog goeie werke is? Wel, ander bronne gaan miskien oorvleuel met wat die skrif leer. Goed en reg is, daar's baie heidense bronne wat sê dis verkeerd om te lieg. Dis wat geleer word. Maar die skrif leer dit genoegsaam en voldoende. Hoekom sal ons dan in elk geval na ander boeke gaan kyk? En in elk geval as jy na die ander boeke gaan kyk, wat weet jy? Watter gedeeltes oorvleuel met die skrif? Hoe weet jy dit? Jy moet die skrif ken. So dan, as jy mos nou die skrif het om vir jou te wys wat sonde en wat goeie werke is, hoekom sal jy gaan kyk na boeke buite die skrif? Die skrif is genoegsaam. Die skrif leer ons genoegsaam en volkome wat verkeerd en wat reg is, wat sonde en wat goeie werke is. Ons het niks anders te nodig nie. Ons het nie sielkundiges nodig is nie. Ons het nie wetenskap nodig om ons te leer wat sonde en goeie werke is nie. Ons het net die skrif. Die skrif identifiseer ons sondige optredes en hy leer ons wat goeie werke is in elke gedeelte van ons lewe. In jou roeping as politikus, as regter, as wetgewer, as ouer, as ouderling, as student, as kind, as man in die huwelik, as jy vra, watter goeie werke moet ek in hierdie roeping doen? As jy daai woorde gebruik, watter goeie werke moet ek doen? Dan is net die skrif wat dit vir jou leer. Dit sê nie byvoorbeeld om as jy goeie werke in die gesin doen, die skrif gaan nie vir jou sê presies hoe daai stappe gaan werk. Of kom ons sê jy beraad iemand en jy wil vir iemand leer, jy wil vir iemand toerus. Jy gaan nie, die skrif sê nie vir jou, jy moet die ou bel, die telefoon optel bel en met die persoon praat nie, maar die skrif sal wel leer, jy moet lief wees vir daai persoon en dit dryf jou tot hierdie uiterlike dade van liefde, maar die beginsel is goeie werke. So uiteindelik wil jy na die persoon toe gaan en die persoon raad gee in sy geestelike nood. En dan, die skrif sê nie, jy moet nou koffie drink of 'n tee drink, as jy nou die raad gaan gee nie, daar's natuurlik baie vryheid daar.
Maar in die hele proses vra jy, is dit die wil van die Here, hoe ek dit nou benader, en selfs die woorde wat ek vir die persoon gee. Maar as ons praat oor goeie werke, dan is dit net die skrif. Net die skrif kan jou met jou sonde probleme help. Jou sondige angs, jou sondige woede, jou sondige hantering van lyding, selfsug, sondige depressie, sondige skuldgevoel, sondige kommunikasie, pornografie, homoseksualisme. Die skrif sê wat die sonde is en die skrif sê wat die goeie werke is. En die skrif leer dan ook vir jou die skanier tussen daai twee. Dit is die evangelie. Die skrif is nie gegee om ons die metode te leer om te bou nie. Nêrens in die skrif gaan jy sien, die skrif sê, hy leer ons volkome en genoegsaam hoe om 'n huis te bou nie. Jy gaan dit nie sien nie. Jy gaan wel sien, goeie soos bereken die koste. Jy gaan goeie sien soos, dit wat jy doen dit deeglik, doen dit netjies. Doen dit tot eer van God. Maar in beginsel, die skrif leer ons hoe om die hart agter al ons take in hierdie lewe. Hoe ons hierdie take moet benader tot eer van die Here. Slegs die Bybel leer ons om sonde af te lê en goeie werke aan te trek en hoe dit moet plaasvind. 2 Petrus 1 vers 3 sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. 2 Petrus 1 vers 3. Daai vers som alles wat ek nou gesê het in een vers op. En ons gaan later net 'n bietjie uitbrei op daai vers. So verwoord die Nederlandse geloofsbelijdenis dit. Dit is wat ek nou sover geleer het in artikel 7. Ons glo dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word, aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word. Artikel 2 sê eintlik baie dieselfde. In artikel 2 op 'n stadium dan sê dit, ten tweede maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend, en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is, tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan hom behoort. 'n Vraag is seker, nou as jy met na iemand toe gaan met die skrif, en jy gaan na iemand toe met die skrif en jy sê vir hom, hier is die 10 gebooie, en die persoon glo nie, gaan daardie persoon dit aanneem, moet jy verwag die persoon sal dit aanneem, en moet jy vereis dat die persoon die wil van God, die goeie werke moet doen. Nou, in 'n sekere vlak, ja, goed, alle mense moet die Here gehoorsaam, dit is so. Maar ons weet, as gevolg van ongeloof en die hardheid van harte, kan mense nie in beginsel goeie werke doen nie. Hulle kan publieke en uiterlike goeie werke doen. Maar dit is slegs gelowiges wat deur die Heilige Skrif toegerus word om goeie werke te doen, want soos vers 14 sê van 2 Timoteus 14, dit is waar, vers 15 liewers, dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En van daar af, hierdie persoon wat 'n gelowige is, kan hy toegerus word om goeie werke te doen. En hy kan volkome toegerus word om goeie werke te doen. Maar dit begin by geloof in Christus. Romeine 14 vers 23 sê, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.
Alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So daar moet geloof wees. As iemand nie in Jesus glo nie, dan is hy nie 'n nuwe skepsel nie en kan hy nie van nature meer goed doen nie. Hy kan nie. Die enigste manier hoe iemand 'n man van God kan word, 'n mens van God, 'n gelowige kan word, is slegs wanneer hulle in Jesus as hulle verlosser glo. 2 Timoteus 3 vers 15. So hoe word die enigste manier hoe die raad oor goeie werke, die leer oor goeie werke aangeneem kan word, is as iemand glo en dit gebeur net deur die evangelie. Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Sien julle wat sê hierdie vers? Iemand moet herskep word. Iemand wat in sonde en in vyandskap lewe teenoor God, hy moet 'n nuwe maaksel word. Hy moet wederbaar word, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Daardie nuwe skepping se doel is dan tot goeie werke, want ons weet die doel van die mens, hoekom ons geskep is om God te eer en hom vir ewig te geniet. Hoe eer ons God? Is deur goeie werke. Dit is hoe God geëer word. Daar is geen leer oor goeie werke sonder die evangelie nie. Dit is tog so belangrik as iemand sou gaan raad gee oor 'n geestelike probleem of 'n sonde wat in sy lewe baie duidelik te vore kom en hy sukkel met daai spesifieke sonde, dan is die enigste manier hoe daar werklike verandering kan kom van die sonde af na die goeie werke is deur die evangelie. Net weer eens daar 2 Timoteus 1 vers 3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Okay? Dan is die vraag, wat is daai goddelike krag? In 2 Petrus 1 vers 3, wat ons alles skenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Die goddelike krag. Okay, so dan gaan ons na 1 Korintiërs 1 vers 8 en dan sê dit, want die woord van die kruis, dis die evangelie, is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die woord van die kruis is die krag van God, die goddelike krag, en dit is die goddelike krag wat ons alles skenk tot die lewe en godsvrug. Jy het die evangelie nodig vir 'n godvrugtige lewe. Jy kan nie vir iemand na iemand toe gaan en sê, jy doen hierdie sonde, jy moet hierdie goed doen nie. Sonder die evangelie nie. Daar moet daai skanier wees. Die persoon moet sien sy sonde en dit bely wat Jesus kom doen het, wat Jesus kom doen het vir hom, dat Jesus daai straf vir daai sonde gedra het en dat die Here Jesus hom roep nou om hom te kom dien in daai area van sy lewe ook tot daardie spesifieke goeie werke. En hierdie evangelie, hierdie krag van God, hierdie woord van die kruis is so kragtig dat dit 'n bekering bring dat die omstandighede nie meer oorheersend hoef te wees nie. En dit moet ook nie wees nie. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. So geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. As iemand in versoeking kom, dan is dit 'n menslike versoeking in die sin van dit is nie oorweldigend nie. Dit kan nie wees nie. Dit is nie 'n goddelike versoeking nie. Dit is 'n menslike versoeking. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie.
Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Dis so 'n wonderlike belofte hierdie. As ek in 'n sonde val, of as ek in omstandighede kom, dan kan ek sê, hierdie omstandighede is nie groter as die Here se genade nie. Dis 'n wonderlike troos. En ietsie wat nogal belangrik is om te onthou van hierdie, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, dan beteken dit, die versoeking wat jou oorkom om te sondig, is 'n menslike versoeking. Ook in die sin, dat ander mense het ook dieselfde versoeking. Dit is nie dat jy uniek is nie. Jy is nie uniek nie, hier is 'n normale menslike versoeking. Die volgende gedeelte van die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ons gaan nou hiermee afsluit, maak hierdie gevolgtrekking, en dit is nou eintlik wat ek probeer wys het, tussen goeie werke en die evangelie. Dit staan nie apart nie. Maar ek begin by die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 86, dan vra dit, waarom moet ons nog goeie werke doen? Terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus, uit ons ellende verlos is. En dan verbind die antwoord in die Heidelbergse Katekismus die evangelie en goeie werke. Dit sê, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees, tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Jy sien hoe daardie verlossing in Christus dan moet uitvloei na goeie werke toe. Dis 'n noodwendigheid. En dan hou ek nou vir ons daai laaste gedeelte van artikel 7 voor. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, dit is nou in die skrif, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostels sê. Gewoonlik as daai teksvers aangehaal word, daai Galasiërs 1 vers 8, dan word dit aangehaal in die konteks van die persoon verkondig nie die ware evangelie nie. Wat dan eintlik bedoel word is, die evangelie van Christus word op so 'n manier verkondig, dat byvoorbeeld Jesus nie die enigste verlosser is nie. Dan sal mens sê, maar hierdie persoon is besig om die evangelie te verdraai. Hy is besig om 'n valse evangelie te leer, want dit is slegs deur Christus wat iemand gered kan word. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Nou dit is waar, maar kyk wat doen die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit sê selfs, as jy wegbeweeg van die skrif se leer, om te sê, byvoorbeeld, dat die evangelie nie 'n impak het in jou lewe nie, dat daar nie goeie werke moet nagestreef moet word nie, dan is jy besig om af te wyk van die evangelie. So is nogal die ander ene, dit word nie so duidelik. Dis 'n teks wat baie keer nie, miskien wat misgekyk word, wat nie aangehaal word in hierdie konteks nie, maar dit is Titus 2 vers 11, waar dit sê, want die reddende genade van God, die evangelie, het aan alle mense verskyn. Ons weet dat alle mense uit die konteks is alle kategorieë van mense, vroue, mans en so aan. En daai evangelie, daai reddende genade, leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. So die genade leer ons juis om nou tot eer van die Here te lewe. En dit is wat die
wat die skrif wil hê, ons moet weet, hy volkome leer, is hoe om gered te word, en hoe om vir die Here te lewe, en daai twee is verbind aan mekaar. Die laaste gedeelte van die artikel 7 sê dan, en aangesien dit verbode is, om iets by die woord van God by te voeg, of daarvan weg te laat, volgens Deuteronomium 12 vers 32, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle, of oudheid, of opvolging van tye, of van persone, of kerkvergaderings, verordeninge of besluite, met die waarheid van God gelykstel nie. Want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leenaars, en nietiger as die nietigheid self. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles, wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostel ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Dis 1 Johannes 4 vers 1. En as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. 2 Johannes vers 10.